Goeiemôre aan 'n gemeente wat vir my die deur tot die bediening oopgemaak het op 'n baie besonderse manier. Ek wil baie graag vir julle daar in Ooshoek gelukwens met julle 75ste bestaanjaar. Dat julle dit maak werk het om uit 3 gemeentes een gemeente te maak. In tye toe dit nog half 'n bietjie onpopulêr was 'n uitsonderlike prestasie. En ek weet dat dit op 'n sekere manier op julle afgedwing is deur die demografiese veranderinge wat in die omgewing plaasgevind het. Maar julle het bymekaar gestaan. Julle het planne beraam en uiteindelik 'n gemeente geword wat in my hart 'n ongelooflike sagte plekkie het. Natuurlik was dit my heel eerste gemeente en ek dra ongelooflike mooi herinneringe van die kort 3 jaar wat ek die voorreg gehad het om daar te dien. Dit het maar so uitgewerk dat ek nie langer daar was nie. Dit was 'n interessante omgewing om in diens te doen. Dit was 'n omgewing waar ek die sout van die aarde ontmoet het, op 'n manier wat tot vandag toe nog 'n lewende indruk op my bediening gemaak het en nog steeds doen. Trouwens, ons erediens hierdie eerskomende Sondag gaan juis ook aansluit by van die goed wat ek daar geleer het. Ek het nog met baie van julle lidmate op een of ander manier op WhatsApp en andersins kontak, selfs met die wat tot in die Kaap weggetrek het. Dink hier aan nou Gerald Bester. Maar ek het met ou Gieg nog kontak. Ek het nog met Christina kontak. Ek het nog met 'n hele klompie ander waarna ek net nie nou my vinger op kan lê nie. Ek onthou ons bazaars en ons Macarena dans. Ek sal dit in my lewe nooit vergeet nie, want ek is natuurlik heeltemal sonder ritme gebore. Ek onthou harde werk. Die een ding wat vir my uitgestaan het, was dat dit nie noodwendige gemeente was, wat welvarend was, en in baie opsigte selfversorgend kon wees deur net die dankoffers wat ingekom het nie. Maar het nooit ooit gaan lê nie. Ek onthou die aande wat ons deurnag koeksisters gebak het en nou Gieg se worsprojek. Ja, dit was pret. Dit was groot pret. Ek onthou hoe ek ouens geleer het om tuin te maak vir groenteverbouing. Ek onthou die kere wat ons kospakkies uitgedeel het en dit maar net geruil is vir iets anders. Ek onthou die keer toe 'n tannie wat nie eens lidmaat was nie, laat op 'n Saterdag aand by my opdaag en sê, help, my kinders se medisyne is klaar. En ek, nog die dom ou dominee, jong ou dominee, klim in die kar, ons ry Universitas Hospitaal toe. Ongevalle op 'n Saterdag aand. En daar sit ons, en ek preek die volgende oggend by Grootvlei, om weer te begin.
4:00 daai oggend toe stap ons daar uit met haar kinders se pille. Nodeloos om te sê, dit het nog so 1 of 2 keer gebeur en toe het ek die tannie mooi laat verstaan, baie mooi laat verstaan, dit nie werk vir my nie. As hy op ten minste op 'n Vrydag, op die laaste op 'n Vrydag vir my sê, kyk ek sien my kind se pille gaan opwees so teen Dinsdag. Kan ons nie 'n plan maak nie. Dan het ek haar gevat. En eendag ry ons, ek dink ek moes haar nog daar by Kiewit se winkel optel. Ingeklim met die 4 kindertjies wat daar reeds was, soos orrelpypies. Die ene groter snotneusie as die ander ene van die siekwees. Die kleinste is nog in doeke op die ma se skoot. Ry ons universiteit. En so en deur die plotte toe sê sy, Dominee, ek het vir jou baie goeie nuus. En ek sê, joh, het jou man werk gekry. Ek is so dankbaar dat jou man werk gekry het. Hy was so lank sonder werk. Sy bly so oomblikie stil, sy sê, nee, Dominee, dit is nog veel groter nuus as dit. En ek dink nou, ja, wat kan dan hierdie mense 'n groter nuus wees? Ek wil dit nou nie hardop sê nie, want dan legitimeer ek dit, dalk het sy die lotto gewen. Maar dit was nie. Sy was swanger. Met die 5de kind. Maar vriende, julle moet nou maar my reaksie op die goeie nuus asseblief tog verskoon. Sy sê toe vir my, meneer Dominee, pastoor. Ek sê toe vir haar, skus tog, Here vrou, ken jy nie van voorbehoeding? Dit was uit voor ek gedink het. Ag, en so was daar talle sulke pragtige stories. Ek onthou my heel eerste doop. Ja, en natuurlik ou Chris wat 'n plaatjie is, nê. Nou, ek ken nie die kerkgebou nie, ek is 'n week daar, staan op hierdie hogere kansel en ek kyk af toe ek moet doop, ek sien nêrens 'n doopvont nie. Ek loop af, ek sien nie dat ek iets reg kry nie. En ek soek die doopvont en die ouers is hier voor. En hier agter my staan 'n kruik en 'n bak. En ek dink, wel, dis nou oulik. Dis nou hulle doopvont. En ek wil water ingooi. Nou Chris sit hier in die ouderlingsbank. Maar kyk, hy daai ondeugende laggie aan hom wat net Chris kon hê. En hy sê net nee, 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 nee. En hy wys nee, nee, nee en hy wys. En toe het ek die doopvont oopgemaak. As die konsistorie kom. Toe's Chris se woorde onomwonde vir my. Leon, as daar water uit daai kruik gekom het vanoggend, het hier 'n herlewing in hierdie gemeente gebeur. Ja. En dan het ons die jeugspanne gehad, 80 jong mense wat ons aangery het met daai ou kombies. Ek onthou nog 'n 1966 Hilux. Hy het sy job gedoen. Ek onthou die diensjaarspanne wat gekom het en die pret wat ons gehad het en die minder so pret saam met hulle. Ek onthou 'n liefdevolle gemeente wat net die Here wou dien met hulle hele lewe. Ek onthou 'n gemeente wat kan vasbyt. 'n Gemeente wat weet waar hulle afhanklikheid lê.
Wens julle sterkte toe op julle 75ste verjaarsdag. Ek wens julle die beste toe vir die volgende jare wat volg. Mag die Here vir julle sorg en vir julle lief wees. Kom ons bid saam. Here, dankie dat dit my eerste gemeente kon wees. Dankie dat ek hier, daar, 'n groot verskil op 'n klein manier en soms bitter onbeholpe manier kon doen met die voortvarendheid van die jeug, soos ou Chris dikwels sou sê. Dankie vir ou Chris en Nelly. Sonder hulle insette en ondersteuning kon 'n eerste bediening chaos gewees het. Dankie vir die Sondagaande waar ons broodjies kon eet daar aan Helly se huis en sy soos 'n moeder hen haar oor ons ontferm het en ek en Chris gelag het uit ons ma uit oor die simpelste ou grappies om iets van die spanning van die week te laat gaan. Dankie vir Nelly hulle se 4 dogters wat net een reuse vreugde is en ek glo tot vandag toe 'n groot seën is met al die kleinkinders. Here, ek sê dankie vir Oorsoek. Vir dit wat hulle in my lewe gebou het. Nie dit wat ek vir hulle kon kom gee nie, Here. Dit was maar minimaal gebroke. Maar hulle het meer in my lewe ingebou. Ek het meer by hulle geleer oor menswees en diensbaarheid as wat ek op enige ander plek ooit kon leer. Seën hulle. Amen.